dit wat tans in die wêreld gebeur, of eintlik al lank gebeur, die rassehaat, die haatspraak, die oorlog van tonge op sosiale media, het my net weer eens laat besef die belangrikheid van hoe ons as mense mekaar behandel. Want of ons nou ateïste is of gelowiges is, ons het almal elke dag keuses wat ons moet maak van hoe ons gaan optree. En dinge soos vrede en eenheid is vir my net veral deesdae soveel belangriker as om ten alle koste altyd te moet wen. Hierdie grendeltyd het baie onsekerheid gebring. Dit het maar ons emosies baie die mekaar gehad, ongemak, ongerief. Mense het in vrees gelewe, ook sekerlik met rede. En, dit het ook gesorg vir nuwe besluite wat mens moes neem. Veral die besluit van om voluit te kan lewe. In hierdie tyd is ons dankbaarheid verseker goed afgestof. Nuut, blink. Ons is opnuut dankbaar dat ons wel kan nog leef saam met die mense vir wie ons lief is. Dat ons mekaar nog het. En niemand van ons kan regtig sê of ons die einde van die jaar mekaar nog gaan hê nie. Virus of te nie, dit bly maar altyd 'n wrede realiteit. Maar hoe moeilik is dit nou om ordentlik te wees met die medemens wat jou pad kruis? Dalk die een wat bietjie verskil van jou politieke standpunt. Ek het wat waardes betref, met ander woorde dit van waaruit ons lewe, het ek afgekom op Psalm 15. En Psalm 15 is vir my 'n neutedop samevatting van integriteit, van hoe mens behoort te lewe. En daarvan vers 2 af gaan ek gou vir julle lees. Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat. Nie kwaad praat nie, niemand beledig nie. Hy wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade, en hom nie laat omkoop om die onskuldige te kort te doen nie. Om in vrede en in liefde en in eenheid te leef, is vir my regtig moontlik. Dit is vir ons moontlik as ons ordentlik is met mekaar. Romeine 1 vers 7 sê so mooi, vrede kom van God af. Daar in Matteus 5 vers 9 kry ons die opdrag, julle moet vredemakers wees. En dan is die testament van Jesus so mooi saamgevat daar in Matteus, is dit Johannes 14 vers 27, waar hy sê, my vrede laat ek vir julle na. Mens kan as het ware God se vrede as 'n skeieregter in jou lewe gebruik. Dit kan as skeieregter in jou lewe werk. Daar waar jy onsekerhede het, daar waar jy besluiteloos is oor besluite wat jy moet neem, leuns wat dalk vervang moet word met die waarheid. Vrede kan vir ons help met soveel spanninge in ons lewe. In my eie lewe is die vrede in my hart altyd vir my die finale aanduiding of ek 'n besluit moet deurvoer of nie. En dan sê iemand so mooi, the issue of unity is love. Johannes 13 vers 34 sê, julle moet mekaar lief hê. Jesus se liefde vir ons is nie afhanklik van kwaliteite diep binne in ons nie, om ons meer liefbaar vir hom te maak nie. Hy het lief omdat hy liefde is. Ongeag ons swak of ons sterk punte. Sommige mense wil natuurlik wel as uitverkorenes behandel word op grond van hulle posisie, hulle prestasie, hulle persoonlikhede, hulle talente, maar dit is nie hoe Jesus werk nie. Jesus se liefde is nie gemotiveer deur kwaliteite wat binne in ons is nie. Sy liefde word gemotiveer deur sy genade. Hulle sê dit so mooi in Engels, sy liefde is grace motivated.
Ons moet eers 'n vrede hê in onsself. Ons moet eers vrede hê in onsself, voordat ons vredemakers kan word, voordat ons vredemakers kan wees. En 'n vredemaker se hart is altyd om versoening te bewerk. In die familiebesigheid van vrede kan ons sê, dat dit ons werk is om verdeeldheid, die mure van verdeeldheid af te breek. En as 'n mens in jou hart vrede het, dan is mens ook in staat om na albei kante te luister van 'n saak, want jy staan aan die derde kant, die kant van vrede. Ons kan regtig daai eerste 13 verse van daan 1 Korintiërs 13, kan mens werklik die gebed, jy kan dit eintlik die gebed van jou lewe maak elke dag. Want waar liefde die basis is van 'n verhouding, daar is die wonderwerk van eenheid altyd moontlik. God se vrede kan ons sê is soos 'n stil kern van 'n orkaan. God se vrede bestaan selfs in al hierdie grendelwoelinge wat ons nog steeds tans beleef. Innerlike vrede verhoog die kwaliteit van ons lewens. Dit kom van God af. Dit sorg vir hoop en dit hou ons gerig op 'n vredevolle toekoms. Gene Watson het so mooi gesê, maak vrede die wapen elke dag in jou lewe. Maak dit jou uitdaging elke dag. En in hierdie onsekere tye is God steeds besig om te werk. Ons hoef nie ons lewens op hold te sit, totdat die besluite van ander ons weer kan laat leef nie. God is die een wat ons laat leef, elke dag. Die inperking het miskien ons wêreld klein gemaak, maar die lewe strek steeds ver tot ander kant die horison. Ten slotte het ek iets raak gelees wat ek mee wil afsluit. Ek lees dit vir julle. Health does not always come from medicine. Most of the time, it comes from peace of mind, from peace in the heart, from peace of soul. Hemelse Vader, alle pyn, alle onreg, alle bitterheid, vernedering, hartseer, haat, wanhoop, ja, alle seer kry, is 'n simptoom van 'n honger wat nie gestil word nie, 'n smagting na liefde. Ons kom bely vandag dat ons hulle wat ons liefde nodig het, so dikwels nie met liefde bedien nie, Here. En dit is nie net ons wat daaraan skuldig is nie. Ons hele samelewing het stadig met die een stuk selfsug na die ander 'n stikkende wêreld gebou wat mense neerdruk en vernietig. En elke dag gaan ons voort om eerder onsself liefde kos te gee, terwyl mense rondom ons met uitgestrekte, bedelende hande sterf weens 'n gebrek aan liefde. Vader, leer ons om lief te hê. Vors van vrede, dit is nie dat ons nie weet wat vrede is nie. Nee, ons weet wat vrede is, Here. Dit is nie dat ons so min daarvan sien, Here. Ons is dankbaar vir die vrede wat ons wel om ons ervaar. Die vrede wat ons gesin en familie se liefde vir ons bring. Dankie vir die vrede van vriende se ondersteuning. Maar vrede ontwyk ons so dikwels, Here. In almal se lewens kom daar storms. Ons weet daar is ook 'n dieper vrede, Here. Nie die soort wat kom omdat dit goed gaan nie, maar die vrede ten spyte van omstandighede. Die vrede wat die vrug is van u Gees in ons. Dankie dat ons dit ook mag ken. Leer ons dan, Here, dat vrede nie goedkoop is nie. Help ons om op te staan teen alle forme van geweld, teen skerp tonge en buitende woorde, teen woede, teen wanhoop, teen aggressie. Geef ons die krag om hierdie vyande van vrede teen te staan, in die krag van u, Jesus, wat beloof het, my vrede gee ek aan julle. Amen. Laat weer u vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar u liefde broei.